maak? Is julle reg om die Here te dien? Julle, ons is opgewonde om hier te wees. Ek is opgewonde om hier te wees. Dit is vir my altyd lekker om saam met julle te kom en om julle almal te kan groet en te sien. Ek weet party mense sê altyd ek glimlag altyd was, omdat ek opgewonde is om julle te sien en om julle hier saam met ons te hê. Dis regtig lekker. Nou ja, kom ons sluit die oë en dan bid ons gou so saam. Here Jesus, ons kom voor U, Here, en ons wil U net loof en prys, Here. Here, U is ons voorsiener, U is ons geneesheer, Here. U is ons God, U is ons Vader, Here, en aan U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding. Here, ons is vanmôre hierso, Here, om net meer van U te leer en in U teenwoordigheid in te stap en U te loof en te prys, Here. Ons wil U naam groot maak, Here, want U is waardig om aanbid te word. Here, U het die dood oorwin en U het opgestaan, Here, en ons vrygekoop, Here, sodat ons in 'n verhouding met U kan staan, Here Jesus. En ons wil U vra, Here, kom vanmôre in hierdie plek, Here. Laat U teenwoordigheid net met ons wees, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Nou ja, kom ons loof bietjie die Here. Kom loof hom oor alles wat asem het. Is jy reg? Sy. Kom loof hom oor alles wat asem het. Kom prys hom die en
siel begeer om my gesig te sien. Ek hoor my naam, die liefde roep, my dieper naam, die ware rus. Die majesteit oorweldig my, my krone moet val, hier waar ek bly. Die lewensasem sing oor my, en 'n liefdeslied spoor my hart verried. Jesus, Jesus, my beminde. Jesus, my begin en my einde. Jesus.
Waardig is U om aanbid te word. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all the world believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands
King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. Halleluja, halleluja. Here, U is heilig, U is ewig. Wat 'n voorreg om U vanmôre te kan aanbid. Wat 'n voorreg, Here, om U naam groot te maak en net so in die teenwoordigheid te kan staan. Here, en lof, eer en aanbidding na U toe te kan bring, want U is heilig. Here, en dankie vir die voorreg wat ons het. Dankie vir die voorreg wat ons as huis het, as liggaam het, om net hier in U teenwoordigheid te kan wees en die koning van alle konings te kan aanbid. Here, daar is niemand soos U nie, Vader. Ek wil nie vanmôre op 'n ander plek wees nie, ek wil vanmôre in U teenwoordigheid wees. Here, dis waar ek wil wees, dis waar ek my rus vind, dis waar ek vrede vind, dis waar my oorwinning lê, is by U, Here, en in U teenwoordigheid in my lewe. En Heilige Gees, dankie dat ek vanmôre net weet U is in ons en U werk deur ons. En dat ons vanmôre daar in die tempels kan wees, waarin U bly en waarin U met ons deel. En Here, wat 'n voorreg om net vanmôre kind van God genoem te kan word. Here, dis 'n voorreg wat ons vanmôre het en ons eer U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Prys die Here. Baie dankie aan ons musikante, voorsangers. Die blydskap van die Here, of die blydskap in die Here, wat is dit? Dis ons beskutting. Dis wat ons beskerm. En ons moet nooit ons blydskap in die Here verloor nie. Die blydskap van die Here. En in daardie blydskap sien mense iets in my en jou waarna hulle ook begin soek. Dis die rede hoekom ons leef. Dis die rede hoekom God ons harte verander het, is dat ons 'n lig in hierdie wêreld kan wees, dat ons tot blydskap verander kan wees en dat ander deur ons, wanneer hulle dit sien wat ons het, ook die begeerte in hulle lewe sal kry om dit te wil hê. Ons is lig, ons is sout. En ons moet dit altyd onthou vanmôre, dat ons die sout is. Nou, die gedagte wat ek vanmôre met jou wil deel is, jou droefheid sal in blydskap verander. En ek glo baie van ons se lewens het al in blydskap verander. Amen. Jou lewe al in blydskap verander. Jo, ouens, of jy sê die dag toe die Here my siel uit genade uit gered het, het blydskap my hart gevul. En nou sê jy, pastoor, ja, maar jy's bietjie in 'n ander wêreld as ons. Dit is so, ons gaan van tyd tot tyd gaan 'n mens deur moeilike tye in jou lewe. Ek dink nie ons kan dit ontken nie. Ons almal gaan deur moeilike tye, nê. En partykeer oorval hartseer jou en partykeer oorval net die dinge van die lewe jou, dit oorval jou en dit probeer jou in die grond in te druk, sodat jy geen blydskap en geen vreugde kan hê nie. Is soos 'n wa wat deur 'n drif gaan en sy wiele spin en ons voel ook partykeer so. Ek weet nie van jou nie, maar partykeer voel dit my wielietjie spin en ek kom nie verder as wat ek is nie, maar die wiele spin, want ek weet daar's iets beters aan die ander kant. Ek weet daar's iets beters aan die ander kant van die seisoen waarin ek dalk nou is, en ek beer voort en ek hou aan spin.
Want ek weet die Here is aan die ander kant, hy wag vir my, hy saam met my in die ding in, maar ek weet daar's ook iets beters vir my, en daarom spin ek myself deur hierdie drif, of deur hierdie dinge in my lewe, hierdie omstandighede in my lewe, want ek weet Jesus is en bly in beheer, en hy gee weer net 'n blydskap, hy gee net weer 'n blydskap wat die verstand te bowe gaan. So as jy vanmôre in daai drif is, hou aan spin. Dit goeie nuus. Hou net aan spin. Moenie ophou nie, moenie gaan staan nie, behou momentum, behou die momentum. Want as jy die momentum behou, sal jy deurkom. En jy sal weer aan die ander kant kom waar jy sal sê, verbly jou in die Here. En jy gaan vir jouself sê, dis baie keer dat jy daai selfgesprek met jou, daai ding met jouself sal hê van luister, verbly jou in die Here, ek herhaal, verbly jou. Die Here is naby. En hy praat nie van sy koms is naby nie, die Here is naby, hy's hier, hy's by jou, hy's in jou. Deur die Heilige Gees werk hy ook deur jou en deur my. En wat 'n voorreg om hom te kan bid. Nou, in Johannes 16 lees ons van Jesus se laaste onderwys aan sy disippels. Dis kort voor Jesus gevange geneem word en ons sien dat hy vir hulle baie belangrike inligting deurgee. Hy berei hulle nou voor vir dit wat binnekort gaan gebeur. Hy weet, hy's besig om sy kruisiging te nader en sy disippels het al met hulle gepraat, maar hulle verstaan dit nie lekker nie, en ek dink as ek en jy in hulle voetspore was, het ons dit dalk ook nie so lekker verstaan nie, en hulle verstaan dit nie, en Jesus begin met hulle praat, en hy begin hulle voor te berei vir dit wat binnekort met hom gaan gebeur. Hy gaan gevange geneem word, hy gaan gekruisig word, en hy gaan weer opstaan uit die dood uit, en hy berei hulle voor vir dit wat nou binnekort, binne ure, binne 'n dag of ure, wat gaan gebeur en so aan, en hy berei hulle voor oor die Heilige Gees. Jy kan maar Johannes 16 gaan lees, hy berei hulle voor oor die Heilige Gees wat na hulle toe sal kom, en die Heilige Gees wat hulle sal kom lei in die waarheid, en in die volle waarheid, en wat die werk van die Heilige Gees in die gelowige se lewe sal wees, en ek dank die Here vanmôre vir die Heilige Gees. Ek dank die Here vanmôre vir die Heilige Gees wat gekom het. Jesus het gesê, ek stuur vir julle 'n ander trooster, die Heilige Gees, en hy sal julle in die waarheid en in die volle waarheid kom lei. En as ek en jy net sensitief genoeg is, sal ons die stem van die Heilige Gees hoor in ons lewe, en ons sal ervaar hoe die Heilige Gees ons lei, hoe hy met ons werk, hoe hy met ons praat, hoe hy met ons deel. Wonderlik wanneer 'n mens in 'n verhouding staan met die Here en ook met die Heilige Gees in jou lewe. Maar hy praat met hulle oor die opstanding wat nie lank na die kruisiging gaan wees nie. Ons almal weet dis 3 dae. Jesus praat van 'n klein tydjie in Johannes 16 vanaf vers 16, jy kan jou Bybel daar oopmaak as jy hom saamgebring het. Ek gaan vir julle gou-gou daar lees. Ons gaan 'n hele paar stukkies vanmôre uit die woord uit lees. Johannes 16 vanaf vers 16. Hy sê 'n klein tydjie. Sê 'n bietjie klein tydjie. Wat is 'n klein tydjie? Net so, klein. Nee, 'n klein tydjie en julle sal my nie sien nie. Julle is nou hier by my. Ek praat met julle, ek sê vir julle wat gaan gebeur. Ek leer julle oor die Heilige Gees. Maar hoor nou wat ek vir julle sê, 'n klein tydjie en julle sal my nie sien nie. En weer 'n klein tydjie en julle sal my sien. Interessant. Klein tydjie, julle sien my nie, en weer 'n klein tydjie en julle sien my. Is dit nie wonderlik nie? Julle sal my sien omdat ek na die Vader gaan. Vers 17. Sommige van sy disippels het onder mekaar gevra, wat is dit wat hy vir ons sê? 'n Klein tydjie en julle sien my nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien. En ek gaan na die Vader. Wat is dit wat Jesus nou besig is om met ons te deel? Hulle dan gevra. Vers 18. Wat is dit wat hy sê? Klein tydjie. Ons weet nie wat hy vir ons sê nie. Ons verstaan nie wat die Here Jesus met ons deel wanneer hy sê 'n klein tydjie en julle sien my nie meer nie, en 'n klein tydjie en julle sien my.
En Jesus het gemerk dat hulle hom wou vra. En hy sê vir hulle, ondervra julle mekaar daaroor, dat ek gesê het, 'n klein tydjie, en julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie, en julle sal my sien. En dan vers 20, en as jy nou, is dit YouVersion, as jy die Bybel app het, en jy het gister die versie van die dag gelees, dan sal dit hierdie versie wees. Ek lees hom vir jou in die ou vertaling. Hy sê voorwaar, Johannes 16 vers 20, voorwaar, ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedryf. Julle gaan hartseer wees, daar gaan trane wees. Jesus praat nou hier met sy disippels. Hy sê, maar die wêreld sal bly wees. En julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. En dan sê in vers 21, 'n vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het. Maar wanneer die kindjie gebore is, en elke ma wat vanmôre is sal weet, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, om die blydskap dat 'n mens in die wêreld gebore is. So dan dink jy nie meer aan die seer en aan die pyn nie, jy dink aan die blydskap van hierdie nuwe lewetjie, hierdie klein dingetjie wat die Here vir jou gegee het. En dit verander die hele prentjie, dit verander die omstandighede. Luister wat sê hy vir sy disippels, vers 22. Julle het dan nou ook droefheid. Julle het nou droefheid. Maar ek sal julle weer sien en julle hart sal bly word en niemand. En ek wil vanmôre dit vir jou sê wanneer jy in 'n verhouding met die Here staan. Ek wil weer sê, 'n ou gaan partykeer deur daai moeilike omstandighede in jou lewe en partykeer wil die omstandighede jou blydskap van jou roof en jou demp in jou geestelike lewe, maar jy kom daardeur. Want jy het die Heilige Gees in jou en die Heilige Gees lei jou en hy dra jou deur en hy versterk by jou en hy moedig jou aan en hy pleit by jou en jy kom daardeur en jou blydskap word maar net weer volkome in die Here. Ek het dit al baie keer in my eie lewe ervaar waar dit vir my gevoel het, ek is platgeslaan deur die omstandighede. Maar dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir die Heilige Gees wat met my praat en met my deel en net vir my deurkom in die moeilikste tye van my lewe en wanneer ek sy inspraak beleef, dan staan daai blydskap maar net weer op. Dan sê ek, Here, hoe kon ek getwyfel het of Here, hoe kon ek gedink het dat U nie saam met my was nie? U was saam met my, U het my deurgedra, U het my versterk en ek wil amper sê my klaaglied verander maar net weer in 'n loflied. In blydskap voor die Here. Niemand, hy sê julle dan nou ook droefheid, maar ek sal julle weer sien en julle hart sal bly word. Het jou hart nie bly geword toe jy Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker nie? Mag daai blydskap vir altyd by jou bly. En niemand neem jou blydskap van jou weg nie. En by wyse van die woord van God ken ons die hele verhaal van dit wat hier gebeur het. Ons weet van Judas Iskariot wat Jesus verraai het. Kan jy jouself dink, een van die naaste ouens aan die Here Jesus, wat een van die 12 disippels was, hulle wat in sy nabye, wat sy close groepie was. Daar was baie ander disippels wat verder van die Here af was, maar wat ook sy disippels was, maar hier was hierdie ou groepietjie gewees, hierdie groepie wat hy met sy lewe vertrou het, met wie hy dinge, hy het met hulle dinge gedeel, wat hy nie met die ander gedeel het nie, en hier is die omstandighede. Judas Iskariot, ons ken die verhaal van Judas Iskariot wat hom verraai. Ons ken die verhaal van hoe Jesus daar in die tuin van Getsemane gaan bid, sê, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie soos wat ek wil nie, soos wat U wil. En ons weet hoe sy sweet in bloed verander het. Ons ken die hele verhaal, hoe hy uiteindelik gekruisig is. Ons weet hoe die disippels uitmekaar uitgespat het. Hierdie 12 disippels wat baie naby aan die Here was, hoe hulle uitmekaar uitgespat het toe Jesus gevange geneem is. En hoe Petrus, die een wat gesê, Here, ek sal U nooit verloon nie, ek sal saam met U deur die dood gaan, maar ek sal U nie verloon nie, en toe hulle hom konfronteer met, ken jy hom, toe sê hy, ek ken hom nie, ek sweer, ek ken hom nie. Die omstandighede.
Petrus wat hom verloon, en die droefheid wat saam met dit alles gegaan het. Ek dink Jesus moes mos, ons het nou die dag daaroor gepraat, Jesus moes eintlik met Petrus, het hy eintlik 'n spesiale afspraak gehad. Na sy opstanding daar by die see, toe hulle vis gevang het en niks gevang het nie, en die volgende oggend, toe staan Jesus op die strand, hy sê, gooi aan die ander kant in, en hulle gooi aan die ander kant in, en hulle vang 'n groot magdom van visse, en Johannes sê, is dit nie Jesus nie, en Petrus spring uit die boot uit, en hy hardloop na Jesus toe, en hy swem na Jesus toe, en hy het nog steeds hierdie dinge in sy hart, en Jesus begin met hom praat, en ek praat nou oor heeltemal na die opstanding, maar hulle ken die omstandighede, en Jesus praat toe met Petrus en sê, het jy my waarlik lief, Petrus? En julle ken die situasie, maar hier is die omstandighede, die droefheid wat hulle in hierdie tyd ervaar. Hy het Jesus verloon, die ander disippels het hom verlaat, is nie te sê, hulle het Jesus nie lief gehad nie, hulle het hom lief gehad met alles wat daar in hulle was, maar hulle was omkant gevang, hoewel Jesus met hulle gepraat het, en met hulle al hierdie dinge gedeel het, en ewe skielik is daar droefheid in hulle lewe, voor en tydens die kruisiging van Jesus. Maar voor dit het hy vir hulle gesê wat gaan gebeur. Hy het vir hulle gesê wat die plan is. Hy het vir hulle gesê wat die groter prentjie is, dit wat God die Vader besig is om te doen, waarheen hulle op pad is. Hy sê 'n klein tydjie en julle sien my nie meer nie, en dan net weer 'n klein tydjie en julle sien my. En hier vertel hy hulle presies wat die toestand ook van hulle harte gaan wees tydens hierdie klein tydjie wat hulle hom nie gaan sien nie. Hy sê droefheid gaan julle oorval, julle gaan hartseer wees tussen die kruisiging en die opstanding. Hy vertel hulle presies wat die toestand van hulle hart is. Hy sê julle sal ween, julle sal rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees. Die wêreld sal bly wees en julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. En was die wêreld nie bly nie? Jesus het die waarheid gepraat. Hy praat altyd die waarheid. Hy het die waarheid gepraat. Die Jode van die tyd was verskriklik bly toe Jesus aan daai kruishout gehang het. Die Romeine was saam met die Jode bly. Die mense wat daar verby gestap het, wat daai roete gestap het, na die kruis gekyk en hulle het met Jesus gespot. Sy ander het hy verlos, ander kon hy verlos, maar homself kan hy nie van die kruis afhaal nie. En hulle het gespot en hulle het gelag. Hulle het hom geslaan, hulle het hom geskop. Daar was slegte tye in Jesus se lewe tydens hierdie gebeure. En dan kom die woord van die Here en hy sê die wêreld sal bly wees, maar julle sal droefheid hê. En ja, hulle wat Jesus lief gehad het, was bedroef gewees in daai tyd. Maar die een wat hulle lief gehad het, die een wat vir hulle die hart van die Vader kom openbaar het, die een wat gesê het, ek het julle lief, het julle eerste lief gehad. Hierdie Jesus is gekruisig, hierdie Jesus is doodgemaak. Voorwaar ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees en julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. Daardie droefheid was van korte duur. En dan lees ons die gedeelte, en ek het gesê, ek gaan vir julle 'n bietjie woord gee, van julle droefheid sal in blydskap verander, want vroeg daardie Sondagoggend, nê? Om presies te wees die eerste dag van die week. Johannes verduidelik wat daar gebeur het, en hoe mense se droefheid in oomblikke verander het na blydskap toe, vanweë die feit dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. En dis die rede, ouens, dis die rede waarom ons vanmôre blydskap kan hê. Dis die rede waarom ons met vreugde by daai deure kan uitkom, en dat ons die omstandighede van die lewe in die oë kan gaan staar, want ons weet, ons Jesus het gesterf, maar hy het ook opgestaan uit die dood uit. Die kruis was nie die einde van hom nie. Hy het opgestaan uit die dood uit, en hy leef tot in alle ewigheid, en die woord van die Here sê, en julle sal saam met hom leef. En wanneer jy leef, het jy blydskap. Amen. Ek weet ons gaan met droefheid deur die lewe, want Jesus het gesê eendag sal die Here my seën, en eendag sal die Here vir my dit. Nee ouens, God is nou hier.
Ek staan nou in die seën van die Here. Daar is nie vir my eendag die koninkryk, en die koninkryk is nou. Pastoor, nee, nou verstaan ek nie. Hy sê die koninkryk van God het naby julle gekom. Toe Jesus naby julle gekom het, en met julle begin deel het, en met julle begin ontmoet het die koninkryk van God gekom. En ons staan in die koninkryk van die Here. Ja, ons gaan eendag weggevat word, en ons gaan in die heerlikheid van die Here wees, maar ons is nou in die koninkryk, ons blydskap gaan nie eendag wees nie, ons blydskap kan nou wees, omdat Jesus leef, omdat Jesus daar is, omdat Jesus die een is, wat my deur die drif van my omstandighede trek, en my net weer vervul met blydskap. Dis wie hy is. Vroeg daar die Sondagoggend, om presies te wees die eerste dag van die week, Johannes 20, vanaf vers 1. Nou lees ek vir julle 'n hele gedeelte, Gerard, is nou tyd om my nuwe Bybel van jou uit te haal. Johannes 20 vers 1. En op die eerste dag van die week, en ek lees in die ou vertaling, so die nuwe vertaling kan dit dalk so bietjie anders stel, maar is min of meer dieselfde. Hy sê, en op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was by die graf, en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipels vir wie Jesus lief gehad het, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Sy dink hulle het Jesus die lijk gesteel en het hom op 'n ander plek gaan neerlê. Hoewel Jesus vir hulle gesê het, ek gaan opstaan uit die dood uit. Hulle het nie verstaan nie. Ons weet nie waar hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus, vers 3, en die ander disipel uit en kom by die graf, en die twee het saam gehardloop, en die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus. Johannes was baie competitive geweest, nee. Hy skryf die boek, en is nou maar net so terloops. Die ander disipel het vinniger gehardloop as Petrus. Dit was nou Johannes. En hy het eers by die graf gekom. Vers 5. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan, en hy gaan in die graf, en sien die doeke lê, en die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ingegaan, en hy het gesien die doeke lê daar, en hy het geglo. Die woord sê hy het geglo. Want Johannes het die skakeltjies by mekaar gesit. Jesus het ons gesê, hy gaan opstaan, en hy gaan lewe. Toe hy die doeke sien, toe weet hy, en hy het geglo. Dan beskryf Johannes dit verder in die boek, vers 9, want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy die dode moes opstaan nie. Verstaan nie hoekom nie? Vers 10, en die disipels het weer huis toe gegaan, maar Maria het buitekant die graf gestaan en ween. En terwyl sy ween, buk sy na die graf toe, en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het. En ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie, want onthou hier in haar kop het hulle die liggaam van Jesus weggedra, en hulle het hom iewers gaan neerlê waarvan hulle nie weet nie, en sy sit met hierdie ding en wonder, waar is die liggaam van Jesus? En sy verstaan nie, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Vers 15, Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Ek het al vir julle gesê, julle droefheid gaan net van korte duur wees. Dit gaan net tydelik, dit gaan 'n klein tydjie wees. Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat hy die tuinier was en antwoord hom, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het,
en ek sal hom wegneem. Vers 16, Jesus sê vir haar, en Jesus het seker net 'n besondere manier gehad om dit te sê, om haar naam te sê. En hy sê Maria. Maria. Dink net as die Here jou naam so mooi uitroep, nê, Maria, of wat jou naam ook al mag wees. Jesus sê vir haar Maria. Sy draai haar om en sê vir hom Rabboni. Toe herken sy hom. En Rabboni beteken meester. Jesus sê, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. En skielik verander haar klein tydjie van droefheid in groot vreugde. Want sy het verstaan dat Jesus opgestaan het uit die dood. Sy het hom gesien. En wat 'n voorreg om hom te kan sien. En ons gaan hom ook eendag sien. Johannes sê, ons weet nie hoe dit gaan wees nie, maar wat ons wel weet is, 1 Johannes, as jy dit gaan lees, ons weet dat ons hom gaan sien, soos wat hy is. Maar intussen het ek en jy die ervaring, die belewenis, van 'n Jesus wat opgestaan het uit die dood uit. Weet nie of jy daai belewenis het nie, want jy sien, ek was ook dood. En ek praat nie van 'n fisiese dood nie, maar ek was dood vanweë my sonde. Ek was dood vanweë my sonde. En die dag toe ek Jesus ontmoet, het daar 'n opstanding plaasgevind uit die dood van sonde uit, in 'n nuwe lewe in. En dit het blydskap in my hart en in my lewe gebring, want ek het hom ervaar. Ek het hom beleef. En man, is daar nie 'n groter wonderwerk as dit, wanneer Jesus 'n man en 'n vrou se lewe radikaal verander nie. Van 'n sondaar, van geestelik dood na geestelike lewe. Man, dis genoeg om ons blydskap volkome in die Here te maak. Die woord van die Here sê, wanneer een siel tot inkeer kom, is daar 'n gejuig in die hemel. Daar's blydskap. Daar's vreugde. Nou gaan die storie verder. Julle wonder seker, wat is die storie verder? Ek lees dit. Julle kon dit ook maar gaan lees dit by die huis, maar ek lees dit vanmôre vir julle. Dan verskyn hy aan sy disippels, vers 18 van Johannes 20. Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. En toe dit aand was, ja, ek dink dit moes seker een van die wonderlikste ervarings vir die disippels gewees het, nê. Hierdie Jesus is dood en daar's droefheid in ons harte. En ewe skielik kom Jesus net deur die muur van die huis, of van die plek waar hulle was, en hy verskyn aan hulle. Vers 19. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Vers 20, en nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was wat? Hulle was bly. Julle klein tydjie van droefheid gaan in 'n tyd van blydskap, en dit gaan nie 'n klein tydjie van blydskap wees nie. Jesus het nie gesê, julle droefheid gaan in 'n klein bietjie blydskap verander nie. Nee, dit gaan in blydskap verander wat volkome is. En hulle was bly toe hulle die Here sien. Sy disippels was bly. En nou kom Handelinge 1 en hy sê vir ons die volgende, daar in Handelinge 1 vers 1. Hy sê die eerste verhaal, en is Lukas wat hier aan die woord is, hy sê die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyding, hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het. Hy het aan hulle verskyn, en hy het met hulle gepraat oor die dinge van die koninkryk van God. Dit was presies net soos wat Jesus gesê het. Johannes 16 vers 20, voorwaar, dit wat ons gelees het, voorwaar, ek sê vir julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees.
En julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. En dan vers 22 wat vir my so belangrik is, julle het dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien en julle hart sal bly word. Julle hart sal bly wees. En dan weet ons van die ondervinding met die Heilige Gees, toe hulle daar in die bovertrek was en hulle met die Heilige Gees gevul was en hulle bediening begin het. Die blydskap van die Here was so volkome in hierdie disippels se lewe, dat hulle bereid was om vir hom te sterf. Want hulle het geweet, Jesus leef. Jesus het opgestaan uit die doodheid. Toe hulle geslaan het en vir hulle gesê het, julle praat nie meer oor Jesus nie, julle praat nie meer oor hierdie godsdiens van julle nie. Toe sê hulle, julle moet besluit wie moet ons meer gehoorsaam wees, of vir julle of vir die Here, maar wat van ons afhang is, ons sal oor Jesus praat, want ons het 'n blydskap. Ons het 'n opgewondenheid, ons het 'n vreugde en niks en niemand in hierdie wêreld kan dit van ons af wegneem nie. Niemand neem julle blydskap weg nie. Van julle weg nie, julle sal weet. En dan Johannes op die eiland van Patmos, en ek praat vanmôre en ek praat met jou oor die gedagte dat Jesus opgestaan het uit die doodheid. Jesus leef. Openbaring 1 vers 17. Openbaring 1 vers 17 sê Johannes, hy was daar op die eiland van Patmos, hy was 'n gevangene gewees vir die evangelie van Jesus Christus, nie iets anders nie omdat hy gesteel of gemoor of geroof het nie, hy was gevang, omdat hy die evangelie van Jesus Christus verkondig het. En nou is hy op die eiland van Patmos, en die woord van die Here sê, en hy was in die gees, op die dag van die Here, 'n dag soos vandag, hy was in die gees op die dag van die Here, met ander woorde, hy was besig om te aanbid, hy was in die teenwoordigheid van die Here, en ewe skielik gebeur daar iets, Openbaring 1:17 sê, en toe ek hom sien, toe ek hierdie Jesus sien, wat ek aanbid, die een wat vir my gekruisig is, die een wat opgestaan het uit die dood uit, die een wat my blydskap volkome kom maak het, omdat ons hom gesien het na sy opstanding, hy sê, toe ek hom sien, val ek, soos 'n dooie, aan sy voete. Ouens, hoe moet dit net nie wees, om soos Johannes, die een te sien, wat opgestaan het uit die dood uit en wat leef tot in alle ewigheid nie. Hy sê ek het soos 'n dooie by sy voete neergeval. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Hoor wat sê Jesus? Hy sê ek is. Jy sien, is dieselfde ek is, wat met Moses 'n ontmoeting daar by die bos gehad het, toe die bos gebrand het en nie verteer het nie, en Moses sê, Here, wat moet ek vir hulle sê, wat moet ek vir die Farao sê, wie is U? En hy sê, ek is, wat ek is. En wat is hy vanmôre? Wat is hy vanmôre in jou lewe? Want as jy dit vir jouself kan verwoord, of kan definieer, dan sal die blydskap in jou lewe heeltyd opstaan, daar sal 'n konstante blydskap in jou lewe wees, want hierdie Jesus het vir jou geword, 'n ewige lig in jou lewe, 'n ewige God. Hy sê vir hom, ek is die eerste, en ek is die laaste. Vers 18, en die lewende, en ek was dood. Jesus sê dit, ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. Hy sê, en ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Hy sê, skryf die dinge op wat jy gesien het, dit wat is, sowel as dit wat gaan gebeur. En weet jy wat my blydskap is vanmôre volkome? As ek kyk na die dinge wat besig is om in hierdie wêreld te gebeur, ek weet baie ouens sê, Here, jy moet ons help. Here, die vlag moet weer op die berg Sion gaan wapper. En dan moet iets gebeur, ek sê, kom Here Jesus, kom. Ek is besig om op te kyk, nie om rond te kyk nie.
En hy sê ek kom weer om julle te kom haal sodat julle by my kan wees. En ja, daar's dinge wat in die wêreld gebeur en dit vat aan ons. Ek kan nie vir jou sê dit vat nie aan ons nie. Maar wat ek wel weet is dat Jesus gesê het wanneer hierdie goed gebeur, en ja, daar was oorloë al jare en jare, maar ouens, dit neem so toe in intensiteit. Daar was aardbewings en daar was oorstromings, maar dit neem so toe in intensiteit. Dinge is besig om te gebeur, en hy sê, wanneer hierdie goed gebeur, moet julle jouself nie verloor nie, asseblief. Moenie dink dis die einde van jou nie, want dis eintlik die begin van iets wonderliks. Hy sê in hierdie dinge, kyk op en weet, jou verlossing is naby. En dis die rede waarom ons kan sê, Maranatha, Jesus, kom, hy kom. Ek weet nie of jy dit glo nie, maar ek glo dit. En is genoeg om my blydskap konstant in my lewe daar te hou, want ek weet Jesus kom. Saam met Paulus kan ons onomwonde verklaar, 1 Tessalonisense 4 vers 13, wanneer hy praat oor die opstanding van die dode, dan sê hy, ons weet dat Jesus gesterf het en opgestaan het, en ons weet dat hy lewe. Ons is nie soos hulle wat geen hoop het nie. Julle droefheid sal vir 'n klein tydjie wees, en ouens, waaruit bestaan die koninkryk van God vandag? Waaruit bestaan dit? Die woord van die Here is baie duidelik wanneer hy dit vir ons sê. Hy sê in Romeine, en ek sluit af met dit, hy sê in Romeine 14 vers 17, want die koninkryk van God, luister mooi, is nie spys en drank nie. Ons moet eet, ons moet water drink, en koffie, en tee. Niks meer, niks minder nie. Koukok. Baie belangrik. Lekker koeldrank. Maar hoor wat sê hy vandag vir jou en vir my, die koninkryk van God bestaan nie uit spys en uit drank nie. Uit die aardse, die materialistiese goed. Dis nie die koninkryk van God nie. Wanneer iemand ryk is en hy nie die Here dien nie, kan ek nie sê dis die seun van die Here wat in sy lewe is nie. Die Here seën regverdig en onregverdig. Hy sê, maar my koninkryk bestaan nie uit hierdie goedheid nie. Hoor waaruit bestaan die koninkryk van God. Romeine 14 vers 17. Maar, kom ek lees hom weer, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid. Om in geregtigheid voor God te leef. Om die regte goed in jou lewe in te bou. Geregtigheid, en dan sê hy, en vrede, en wat is die ander een? En blydskap. Dis die koninkryk van God. Geregtigheid, en vrede, en blydskap. Julle droefheid sal vir 'n klein tydjie wees, maar Jesus het opgestaan. Vroeg die oggend, die eerste dag van die week, toe Maria daar kom, was die steen voor die graf weggerol. Jesus het opgestaan, en hy leef, en daarom kan ek en jy vandag sê, ons leef in geregtigheid, ons leef met vrede, en ons het die blydskap van die Here in ons lewe. Mag die Here jou seën. Amen. Vader, baie dankie vir u woord, dankie dat u vanmôre met ons praat, met ons deel, en Here, dankie dat ons vanmôre met blydskap deur die lewe kan gaan. Ja, soms is daar seer, soms is daar pyn, Here, maar Here, u help ons daardeur, u dra ons daardeur. En wanneer ons net maar weer die naam van die Here aanroep, Here, dan kom vul u ons net weer met 'n blydskap wat die verstand te bowe gaan. Omdat ons net weet, dat die koning van die konings, hy leef, en hy is en hy bly ook in beheer van ons lewens. Seën hierdie woord aan elke hart, en my gebed is dat u naam verheerlik sal word. In Jesus naam bid ek dit. Amen. William, ek sal net vir ons die livestreaming stop asseblief. Sê dankie julle, kom ons staan. Ons gaan afsluit met 'n laaste liedjie, I Will Give Him Glory, en die mandjies is daar agter vir julle tiendes en julle offergawes. Sê